Mense, goeiemôre, shalom, bokkertof op hierdie pragtige Shabbatoggend en wat 'n voorreg om weer saam met jou te kan wees by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. My naam is Frik Weideman en van my kant, Shabbat Shalom, halleluja. Nou mense, ek het 'n opgewondenheid in my binneste vanweë drie belangrike aspekte. Nommer 1, vandag is Shabbat. Dis die apartgestelde dag waar ons hemelse Vader, loof, prys en eer om sy naam groot te maak, om die eer aan hom te bring, want hy is die ere koning en hy is die heilige van Israel om hom weer te vrees. Nommer 2, ons het sy onfeilbare woord. Hierdie woord sal vir ewig bly staan, al vergaan alles rondom jou. Hierdie woord sal vir ewig bly staan. En my gebed is dat hierdie woord in my lewe en ook so in jou lewe gestalte sal kry. En dan nommer 3, jy is ingeskakel by die uitsendings van Menorah Tabernakel. En dankie. Dankie vir jou gebed, dankie vir julle ondersteuning, dankie vir julle saad wat julle saai in ons bediening, ons eer Abba, dat Vader julle kan gebruik en julle kan vertrou as 'n rentmeester om sy koninkryk te laat vlot. Ons eer Abba daarvoor. En ja, dat ons saam rondom die woord kan sit en saam kan studeer. Onthou mense, ons is studentvolgers van Yeshua, Messia, die gesalfde. Maar ja, voor ons enigstens verder voortgaan, kom ek en jy bid, en ons roep die aangesig van ons hemelse Vader. Ek wil amper soos in Nehemia vanoggend kom, soos 'n Daniël, te sê, Abba, ek wil my kom verootmoedig voor die aangesig. En ek wil bid dat U ons sal help, dat U ons genadig sal wees, want ons het verkeerd gehandel teenoor U woord, teenoor U stem. Wees ons genadig, ons smeek vandag, wees ons genadig en lei ons in die spore van geregtigheid. Mense, kom ek en jy bid saam en ons vra Vader se seën op hierdie woord, sodat hierdie woord in my lewe en ook so in jou lewe transformasie teweeg sal bring en dat ons in lyn sal kom met sy besondere karakter. Dis vandag my gebed. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, maar dis vanoggend 'n voorreg om U heilige naam te kan aanroep saam met U volk wat ingeskakel is reg oor Suid-Afrika en dalk miskien ook oor die wêreld. Ons kom buig in aanbidding voor U aangesig en ons bely en verklaar dat U is ons Elohim. U is ons God en Vader, die Almagtige, die Skepper God van die hemel en die aarde. U is die God van Abraham, Isak en Jakob. U is die een wat was, die een wat is en die een wat weer sal kom. En ek dank U vanmôre dat ons U naam op ons lippe kan noem. U heilige naam. Dat ons weer sal terugkeer na U om U te vrees. Ons kom vanoggend as U volk en ons meld aan om gehoorsaam te wees. Ons meld aan om dit te doen wat vir U welbehaaglik is. En Vader, dat ons deur hierdie woord vandag, dat ons gedagtes hernuwe sal word, dat ons 'n nuwe gedagtelyn sal ontwikkel vanweë die inspraak van U Heilige Gees om ons nader te bring aan U. Ek bid in hierdie oggend dat elke man, vrou, seun en dogter met ons oor sal kom lê op die bors van ons Verlosser en Saligmaker, dat ons die ritme van sy hart sal optel. Dat ons sal in lyn kom met sy karakter, in lyn met die woord, in lyn met geregtigheid en dit wat reg is voor U aangesig. Ons is hier met een doel voor oë op hierdie Shabbat en dis om aan U die eer en die lof en die aanbidding te bring van ons harte, want U alleen is lofprysingswaardig. U is aanbiddingswaardig. En dankie dat ons weet, wanneer ons stem voor die aangesig kom lê, het ons 'n verwagting, want U is die aanhoorder van gebed en U antwoord met vuur. En ek bid in hierdie môre, Vader, dat U met elke huishouding sal wees wat ingeskakel is. Ek bid nou vir die gemanifesteerde heerlikheid van U teenwoordigheid. En U teenwoordigheid is hemels. U teenwoordigheid is die plek waar ons sterk is. In your presence, oh ja, that's where we belong. In your presence, oh ja, that's where we are strong. Maar dis my gebed en dis my roepe vandag. En dankie vir die woord, dankie vir hierdie pragtige gedeelte, Torah porsie 45, wat ons kan aanbied vandag. En dis 'n voorreg om die woord by ons te kan hê, dis 'n voorreg
om die Gees by ons te hê en dankie daarvoor. Ons is beskermd deur u teenwoordigheid en ek bid nou dat u met ons sal wees, dat daar nie 'n gees van kritiek sal ontstaan en 'n gees van slaap en 'n gees van familiariteit nie, maar Vader, dat ons sal wakker en nugter hou met hierdie woord en dat hierdie woord momentum sal bring in ons lewens en dat die heilige naam verheerlik sal word deur dit alles. Dis my gebed, dis my roepe en ek bid dit in die wonderbare naam van Yeshua Messia, die gesalfde. En my gees roep uit, halleluja, prys sy wonderlike naam. Mense, dis werklik 'n voorreg om vanoggend hierdie met jou te kan deel, want hierdie raak nie net my lewe nie, maar elkeen se lewe. En hierdie is eintlik, as ek daaraan dink, is dit eintlik 'n eindtyd boodskap wat vir ons gegee word in die Torah. Mense, en ek sê weer, wanneer ons die Torah verstaan, en ons gaan kyk na die skaduwees in die Torah wat vervul word later in die woord. En ek wil nie weer praat oor die Nuwe Testament nie, wat later vervul word in die woord. Dan besef ek dat ons met die fondasiewoord ken, en as ons die fondasiewoord ons eie maak, sal jy uiteraard die skaduwees begin sien. En ons gaan vandag in hierdie studietyd gaan ons 'n klompie skaduwees kan identifiseer en ek is opgewonde daaroor. So hierdie Torah porsie 45 staan bekend as Va'et Hanan, wat beteken en ek het gesmeek. Nou hoeveel keer het jy nie al in jou lewe gesmeek om te sê, Abba, nog net hierdie keer, Abba, help my, rig my, lei my, Abba, ek smeek by u. Hoeveel keer het jy nie al in jou lewe gesmeek nie? Maar voor ons daarby kom, die skrifgedeeltes wat jy kan gaan oplees, en ek vertrou jy dit al klaar gedoen, want by Menorah Tabernakel stuur ons dit altyd 'n week voor die tyd, sodat wanneer ons die woord dan bedien, dan is jy reeds ingelig waaroor die woord gaan, maar net terwille vir inligting herhaal ek die skrifgedeeltes in hierdie pragtige gedeelte, Va'et Hanan. Nou ja, dit is Deuteronomium hoofstuk 3, vers 23 en 7 tot en met 11, Jesaja 40 vers 1 tot 26, Matteus 26 vers 39 tot 44, en dan Johannes hoofstuk 14, my gunsteling, Johannes 14 en 15 is my gunsteling, vers 2 tot en met 6. Nou wat vir my uitstaan in hierdie spesifieke gedeelte wat ons vandag gaan behandel, is die absolute duidelike skaduwees van Moses, Yeshua, die beloofde land, die koninkryk van Elohim, Josua se rol, Yeshua se rol, en wat se effek het dit op die eindtyd. En hoe dit my en jou lewe raak in hierdie tyd waarin ek en jy woon, want die woord sê, hy sê in die laaste dae sal daar verleiding plaasvind, dat selfs die elect, die regverdiges, die uitverkorenes, gaan mislei word. So ons gaan vandag kyk na die skaduwees wat geopenbaar word in die Torah en wat later in die woord vervul gaan word, en ek is opgewonde oor hierdie woord. Mense, ek is altyd opgewonde oor die woord, want die woord is blywend en die woord is kragtig. Want die woord is mos 'n tweesnydende swaard, is dit nie so nie? Nou, elke keer wanneer ek die woord lees, dan kry ek sommer hierdie opgewondenheid, en veral in my gebedstyd, ek is nou toevallig ook by Psalm 110, 111, 112, 13, 14, 15, en hierdie gedeelte, my Bybel val sommer oop hierso, wanneer ek in my gebedstyd is, en ek vat die woord en ek lees, byvoorbeeld Psalm 112, die regverdige sal nooit wankel nie. Dan moet ek dit lees. Ek kan dit nie lees nie. En wanneer ek dit klaar gelees het, dan maak ek hierdie my persoonlike gebed. Nou mense, wanneer ek hierdie gebed gebid het, dan moet jy my voete vashou, of ek is op pad hemel toe, so opgewonde is ek oor die woord. Maar ja, dis maar net ek, maar ek geniet die woord, en ek geniet jou wat ingeskakel is, en baie dankie. So ons gaan 'n klomp goed sien vandag wat gebeur, veral in terme van die Torah, en wat die Torah in ons lewens beteken, die beloofde land, en wat dit beteken, en wie vat ons verder. Ek dink dit is belangrik, want almal van ons het al hierdie gebed gebid. Abba, ek wil u wil doen. Abba, ek wil dit doen wat vir u welbehaaglik is. Ek wil nie uit lynheid wees met u woord, met u stem, met u wil nie. Abba, ek wil net dit doen, want die woord sê in Matteus 21,
wat hy sê dat Yeshua sê, gaan weg, julle wat nie die wil van my Vader gedoen het nie. En dan gee hy vir hulle 'n sekere naam in die Engelse vertaling, en hy sê vir hulle, gaan weg van my, julle evil doers. So dis belangrik om die wil van Vader te doen, en om te weet, maar wat is die wil van ons hemelse Vader? Nou om te weet wat is sy wil, moet ek ook uiteraard sy karakter ken. So om sy karakter te ken, moet ek in sy woord gaan delf, om te sien wat is sy karakter. En wanneer ek sy karakter snap, en ek kom in lyn met sy karakter, dan kom Psalm 112, die regverdige sal nooit wankel nie. Frik, beteken dit ek gaan nie aangeval word nie? Nee. Beteken dit ek gaan nie weer deur moeilike tye nie? Nee. Mense, terwyl jy leef, gaan daar moeilike tye kom. Terwyl jy asemhaal, gaan daar verdrukkings plaasvind in jou lewe. Terwyl daar bloed deur jou are vloei, en terwyl ek en jy kan praat, en ons wandel op hierdie aarde op 'n regop posisie, dan moet jy weet, ons gaan te maak hê met dinge wat nie altyd so aangenaam is nie. Maar die woord sê, vermenigvuldig is die aanvalle teen die regverdige. Hoor nou hier, maar uit elkeen sal hy ons kom red en oplig, en ons weer kom stabiliteit gee. Daarom sê die woord, die regverdige sal nooit wankel nie. Halleluja, prys sy naam. So in hierdie gedeelte leer ons in hierdie Torah porsie dat Moses, mense, kan jy dink, hierdie ou vir 40 jaar lei die volk. Hy gaan deur al die drama, deur al die trauma, hy gaan deur al die trials en die tribulations, hy met die volk se nikke en krikke, en hulle murmureer en hulle kla, en hy staan man alleen, en hy staan as 'n middelaar tussen die volk, en Jotai Wafai die Almagtige, en hy's moeg, hy's op, is eintlik 'n wonder, hy 80 jaar oud geword, of 120 jaar, het hy oud geword, want hy sal lankal al hemel toe gevlug het, as dit nie was vir die roeping, wat hy gehad het op sy lewe nie, want mense maak jou moeg. Die enigste spesie, waarmee ons hemelse Vader sukkel, is die mens. Hy sukkel nie met 'n muishond, of 'n gorilla, of 'n bobbejaan, of 'n tier, of 'n luiperd, of 'n hyena nie. Hy sukkel met die mens, sy kroonskepping. Hy sukkel met ons, van die vroegste tye. Vir 6000 jaar stoei hy met ons. En hy's genadig. Ja, hy's genadig met my in die besonder. So Moses wat nie die beloofde land binne gaan nie, voor die grense van die beloofde land, stop Jotai Wafai vir Moses en sê vir Moses, jy gaan nie in nie, maar Josua gaan jou verder vat. Dit is belangrik om dit te weet. So onthou daai, moenie daai vergeet nie. Skryf neer in jou Bybelstudietyd. Moses het gekom tot by die grens van die beloofde land, maar Moses het dit nie betree nie. Hoekom nie? Die antwoord kom 'n bietjie later in hierdie boodskap. Gehoorsaamheid is vir Vader baie belangrik. En die volk verkies eerder om met Moses te praat, en dis alles in hierdie Torah gedeelte. Die volk praat met Moses, want hulle het vrees vir Elohim. En die rede dat hulle vir hom vrees het, hulle ken hom nie. En omdat hulle voortdurend murmureer en kla, en terugverlang na Egipte toe, en terugverlang na jou verlede toe, daarom het hulle skuldgevoel, en hulle kan nie met Jotai Wafai praat nie, want hy gaan vir hulle deurkom op 'n manier wat hulle nie wil hê nie, en daarom praat hulle met Moses. En al wat Moses vir hulle wil kom sê is, hy's lief vir julle, hy wil by julle wees, julle is sy bruid, kom met in hemelsnaam in lyn met sy woord, met sy stem, doen dit, al wat Moses sê. Ouens, hou op murmureer, hou op met sonde, hou op met ongeregtigheid, kry klaar met hierdie dinge van hierdie wêreld, wat skeiding bring tussen hom en julle. Hy's lief vir julle, hy's genadig, maar hy kan nie sy grense skuif op grond van jou disfunksionele optrede nie. Hy moet optree in lyn met sy woord. En daarom is dit belangrik, en dit kom sommer by my op, wat ek met jou wil deel. As jy 'n profetiese woord kry van iemand, mense moet dit strook met die woord. En die boodskap vandag is 'n boodskap oor die bruid, wat op die punt staan, om in die koninkryk in te gaan. Mense, ons leef in die laaste dae, en jy kan gaan kyk na Bybelprofesieë, jy kan dit gelees in Jesegiel 38, 39, het kom sommer by my op, Matteus 24,
Lukas 21, die boek Openbaring, die boek van Tessalonisense, so kan ek aangaan en ek en jy moet gaan kyk na Bybelprofesie. Ons leef in die laaste dae en hierdie gedeelte wat ek nou met jou behandel, het Moses gesien. Toe hy opkyk, kry hy die opdrag. Hy sê, kyk op na die 4 windrigtings. Moses, wat sien jy? En hierdie boodskap van vandag is die bruid, ek en jy, die bruid wat moet gereed wees, wat wakker is, wat nugter is, die bruid wat paraat moet wees, die bruid wat moet kadosh, heilig wees, die bruid wat apart gesteld moet wees, om deur te kan gaan in die beloofde land. En hy gebruik Moses as 'n instrument, as 'n voertuig, om die eindtydprofesie, in terme van hierdie porsie, te openbaar in my en jou lewe. En dit maak my opgewonde. So mense, wat het gaan aan? En ek het gesmeek. En ek herhaal myself, hoeveel keer het ek en jy nie al gesmeek nie? En Moses praat eintlik met elke persoon wat hierdie gedeelte lees, oor my en jou smeek. En hier kom dit nou. Wie van ons het al gesê, Abba, ek smeek U, maak vir my 'n deur oop. Genees my. Red my kind. Help my met 'n nuwe werk. Die werk waar ek nou werk, word ek afgedruk, ek word beperk, ek word verhinder, ek is moeg vir my lewe, Abba, ek smeek by U, verander my huwelik, verander my omstandighede, verander my, ek smeek by U, Vader, my finansies is in die gemors, help my, rig my, lei my, asseblief, ek smeek U. En terwyl Moses smeek, wat die grootste profeet is van alle tye, sê Vader vir hom, nee, jy kan nie ingaan nie. Jy kan nie die beloofde land betree nie. En vir 'n splitsekonde gaan sy gedagtes oor wat hy moes deurgemaak het. Hy moes gevlug het deur die woestyn, hy kom by Midian, hy ontmoet vir Jethro, hy ontmoet sy vrou, en hy stap op die berg en hy sien die brandende doringbos. Vader sê vir hom, gaan terug Egipte toe, gaan sê vir Farao, ek het my mense raak gesien, ek het my jammergeklagtes gehoor van my volk, gaan red my volk, gaan sê vir Farao, let my people go, trek hulle uit, en as hy nie wil nie, wie is jou staf, slang, melaats, en alles, en het gaan deur die Skelfsee, en hoe die volk in Sinaï, en die goue kalf, en alles wat hy deurgemaak het, en die oorlog wat gewen is, en hy kan nie deurgaan nie. Hy is hierdie godsman, wat mynsinsiens een van die grootste figure, menslik gesproke is, in die totale woord, was Moses. En hy sê vir hom, nee, hoekom nie? Nou, dis presies waaroor hierdie gedeelte gaan. Wat het gaan aan? Dis presies waaroor dit gaan. Moses smeek, die grootste profeet van Israel. En Jahwe verander nie sy besluit nie. Hy sê, Moses, ek het klaar besluit. Blaai gesaam met my na die boek van Deuteronomium, hoofstuk 3, vers 25. Moses smeek. Hoor gee die woorde. Hy sê, laat my tog oortrek en die mooi land sien. Onthou 40 jaar in die woestyn, wat oorkant die Jordaan lê, daar die goeie bergland en die Libanon, vers 26. Maar, en hierdie is belangrik, skryf neer, maar, en dan het elke keer wanneer jy die woordjie maar sien, dan verander die fokuspunt. So Moses wil die beloofde land sien, hy smeek, wat het gaan aan, hy smeek, hy sê, hoor my, ek wil dit sien, vir 40 jaar kom ek saam met hulle, almal het gesterf, al wie oorbly, is ek, Caleb en Joshua, die res is dood, my broer is dood, my sussie Miriam is dood, almal is dood, hier is ek, kan ek dit nie asseblief net sien nie? Nee Moses, jy kan nie, vers 26, hier verander die fokus, hoekom nie? Maar Jothy Wafai die Almagtige het toornig op my geword, om julle ontwil het hy toornig op my geword, en my nie verhoor nie. Onthou net, die grootste profeet van alle tye, die grootste menslike Bybelfiguur in die totale woord, buiten Yeshua Messia die gesalfde. Maar Jothy Wafai die Almagtige Elohim, het vir my gesê, dis nou genoeg Moses, ek wil nie weer oor hierdie onderwerp praat nie. Moses, dis my finale besluit? Nee, jy kan nie die beloofde land binne gaan nie.
En nou bring ek die verbintenis. Nou moet jy by my bly. Matteus 26 vers 39. Nou vat ek jou skadubeeld, Moses, wat oorbeweeg na die vervulling van die woord, hoor mooi, en Yeshua, Messia die gesalfde, Matteus 26 vers 39. Yeshua staan op die vooraand om gearresteer te word deur die Romeinse soldate en die priesterhoofde. En hy gaan in die tuin van Getsemane in, en hy sê vir sy disippels, ouens, waak met my asseblief 1 uur, bid saam met my vir 1 uur, ek gaan 'n bietjie verder, ek gaan tot my Vader bid, ek wil hom smeek, my eie woorde. Vers 39, en hy het 'n bietjie verder gegaan, en op sy aangesig geval en gebid en gesê, het jy het al gedoen? Het jy al op jou aangesig geval? Of lê ons maar net in die kooi, ons kyk op, en ons doen dit maar net, ons is so nonchalant. Hy het op sy aangesig geval, gebid en gesê, my Vader, hy smeek, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Met ander woorde, waait gaan aan. Ek smeek u. Nogtans, nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Meester Yeshua smeek, laat hierdie beker by my verbygaan. Wat is die antwoord? Nee. Hy gaan vir 3 keer. Hy sê, Vader, as dit in u raamwerk is van die beplanning, laat hierdie beker by my verbygaan vir 3 keer. En hy kom terug by die disippels en hy vind hulle weer 'n keer in die slaap. En hy sê vir hulle, waarom kan julle nie saam met my vir 1 uur waak nie? En hier lê een van die grootste waarhede van die woord. Soms antwoord Jotai Wafai, nie ons gebede nie. En die rede daarvoor is, en ons snap dit nie, want as ek in hierdie hoofstuk is, in my lewe, en is donker, en dis hopeloos, en is 'n toestand van absolute verdrukking, en ek het nie 'n visie hoe my lewe verder lyk, in terme van waar ek nou moet deurgaan nie, dan is ek so gefokus net op dit waardeur ek nou gaan. Ek sien nie die groter prentjie raak nie. Ek sien nie die beplanning raak van Jotai Wafai, die almagtige van my lewe nie. Moses het dit nie raak gesien nie. Yeshua het wel, want hy's 100% Elohim en hy's 100% mens. Maar hy het geweet, sy uur het aangebreek, omdat die groter plan belangriker is as ons persoonlike begeertes. Die plan wat hy het, weet jy kom is sy plan groter? Hy het 'n hemelse perspektief. En dalk moet ek en jy ons gebedslewe begin verander, om ophou te fokus op ek. Help my vrou, my man, ons finansies, ons geloofswandel, ons kinders, ons siekte, ons. Dalk moet ek en jy begin bid. Abba, wat is u perspektief vir my lewe, my gesin se lewe, my familie se lewe, my besigheid, my bediening? Abba, wat is u perspektief? Ek roep u aangesig uit. Ek smeek by u, openbaar u perspektief in my lewe. So waarom sê hy nee? Waarom sê hy nee? Meester Yeshua moes intree vir ander, soos Moses ingetree het vir ander. Want Jotai Wafai, die almagtige, ons Elohim, het 'n groter plan. Hoor gou wat sê Moses. Moses sê, hy sê, Elohim was kwaad vir my deur julle toedoen. Dink gou 'n bietjie daaraan. Elohim was kwaad vir my gewees deur julle toedoen. Dis hoekom ek nie die beloofde land kan ingaan nie. Hoor gou Yeshua. Johannes die Doper sê, daar is die lam van Elohim, wat die sonde van die wêreld op sy skouers gaan dra. Hy kom in die tuin van Getsemane en hy sê, Vader, as dit moontlik is, dat hierdie beker by my verbygaan. Vader sê vir hom, nee. Yeshua moes die toren dra van Jotai Wafai, die almagtige, vanweë die sondes en die ongeregtigheid van die mensdom. Moses sê, hy's kwaad vir my, vanweë julle optrede, vanweë dit wat julle doen. Yeshua kan eintlik by implikasie dieselfde sê. Hy sê dat Jotai Wafai is kwaad vir my, want ek het julle sondes op my geneem, en sonde staan nie voor sy aangesig nie, en daarom kan ek hierdie beker nie laat verbygaan nie, maar ek moet hierdie beker drink, en dis nou genoeg. Ek wil nie langer oor hierdie onderwerp praat nie. So wat Moses ervaar het, het Yeshua ervaar. Wat het gaan aan? En ek het gesmeek. Het my nie geantwoord nie. Het gesê, nee. Elohim het nie geluister.
na Yeshua die Messias se pleidooi nie, vanweë die plan wat hy gehad het met my en met jou. En dis hoekom dit vir my so belangrik is, dat jy moet vandag snap, dat ons het die gawe van die ewige lewe, en eintlik as jy mooi daaraan dink, het die toren van Jotawafai, die Almagtige, ons Elohim, op Yeshua neergekom. Hy was eintlik kwaad vir hom, hy het sy gesig weggedraai, hy sê, waarom het u my verlaat? Want daar was sonde, wat hy op hom geneem het. Moses sê, hy is kwaad vir my, vanweë julle oortredinge, vanweë van dit wat julle doen. Elohim se toren op Yeshua, vir my en vir jou sondes. Dis presies wat Moses ervaar het, op die grens van die beloofde land. Psalm 106 vers 32. En hulle het hom, Jotawafai die Almagtige, ook vertoren, by die waters van Meriba, en dit het met Moses sleg gegaan, om hulle ontwil. Kan jy die som sien? Kan jy die verklaring ervaar? Hulle het Elohim vertoren by die waters van Meriba. Hulle het weer gekla, hulle het weer gemurmureer, hulle het teruggegaan Egipte toe. Egipte was nog op hulle harte gewees, die greep van Farao was nog by hulle gewees. Hy doen vir hulle alles. Manna en kwartels en die wolkolom en die vuurkolom en die seespit. Hy doen alles en hulle vertoren hom by die waters van Meriba. En dit het sleg gegaan met Moses vanweë hulle optrede, hulle dysfunksionaliteit. Dieselfde het met Yeshua gebeur. Vader, as dit moontlik is dat hierdie beker by my verbygaan. En Yeshua dra die gevolge, omdat ons Elohim vertoren het. Jesaja 53, want deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. 2 Korintiërs hoofstuk 5, en hy het gesterf, sodat almal die gawe het van die ewige lewe. Galasiërs 3, en ons is losgekoop van die vloek van sonde, wat hy op hom geneem het, om die prys vir my en jou te betaal. Mense, kan jy verstaan, hierdie goue draad en hierdie porsie, wat absoluut van toepassing is op my lewe en ook so vandag op jou lewe. Dit het sleg gegaan met Moses, vanweer die volk se sondes. Dit het sleg gegaan met Yeshua Messia, die gesalfde, vanweer die ongeregtigheid. Met ander woorde, hy dra iets wat nie syne is nie. Moses dra die volk, Yeshua dra die wêreld. En Moses en meester Yeshua word albei in die steek gelaat. Moses deur die volk, vanweer die voortdurende murmurering, die voortdurende terugkeer na Egipte, die voortdurende sukkel om net die volk in lyn te kry met Vader se karakter, en Yeshua word deur sy eie disippels ook in die steek gelaat. Kan julle nie vir 1 uur saam met my waak nie? Vir 1 oomblik ry Yeshua op 'n donkie in die strate van Jerusalem, en almal gooi hulle klere uit en palmtakke, en hulle sing tot eer van sy naam, en hulle sê, Hosanna, Hosanna. 2-3 dae later skree dieselfde mense, kruisig hom, kruisig hom. Dit beteken, ek en jy kan nie staat maak op 'n mens nie. Blaai saam met my na die boek van Matteus, hoofstuk 26, vers 40 tot 41, oor hierdie pragtige gedeelte. En hy kom by die disippels en vind hulle in die slaap, en hy sê vir Petrus, Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Vers 41. Waak en bid, eindtyd. Waak en bid. Kan ek dit herhaal? Waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Want die gees is welgewillig, maar die vlees is swak. Hoeveel keer het jy nie al in jou lewe gesê, ek gaan elke môre gaan ek 3 uur opstaan, en ek gaan bid tot 6 uur toe nie. En wanneer ek 3 uur moet opstaan, as die wekker afgaan, dan sê ek, ag nee, wat ek is moeg, ek gaan sommer net so lê, en ek gaan sommer net so 'n skietgebedjie opsê. Die gees is gewillig, die gees maak die planne, maar die vlees is swak. Die vlees kan nie byhou nie. En Moses het besef, die Vader het hom gesê, Moses, dis nou genoeg. Ek wil nie verder oor hierdie onderwerp praat nie, ek het nou klaar gepraat, my besluit is my besluit, en ek is onveranderlik. Ek is nie 'n mens wat alleen vertel nie. Ek gaan nie een ding sê en 'n ander ding doen nie. As ek 'n belofte aan jou gemaak het, Moses, sal ek daardie belofte gestaan doen in jou lewe. Jy moet dit weet. Dieselfde met my, dieselfde met jou. As Vader aan my en jou 'n belofte gemaak het, Frik, waar lees ek van sy beloftes? In sy woord.
in sy woord. Beginnende, gaan lees sommer Deuteronomium 28. Gaan lees sommer daai gedeelte. Begin by vers 1 en 2. Maak jy seker jy verstaan vers 1 en 2 voordat jy verder lees en dan verstaan jy vers 15. En Moses het besef, sy lot is bepaal. Hy kan nie verder nie. Hy gaan nie weer onderhandel nie. Hy gaan nie soos Abraham die kans vat om te sê, Vader, as daar net 40 regverdiges is, as daar net 30, as daar net 20, as daar net 10, beskerm Sodom en Gomorra. Daar is nie eens 10 nie. Moses het besef, hy kan nie verder onderhandel nie. Wie wat doen Moses? Direk daarna, hy sê vir die volk, hy sê, dis as gevolg van julle, dat het sleg gaan met my. Nou kan ek nie die beloofde land ingaan nie. Ek staan op die grens. Ek wil dit so graag sien. Ek het gesmeek. Waar het Kanaan? Maar vir my word daar gesê nee. En Yeshua het besef, hy kan nie die disipelstaat maak nie. Moses tree in vir die volk. Yeshua tree in vir die wêreld. En die goddelike bevel is gegee en is onveranderlik. En Moses kom met hierdie pragtige inslag in die boek van Deuteronomium, hoofstuk 4, vers 1 tot 2. Lees gesaam met my. Deuteronomium 4, vers 1 tot 2. Mense, ek wens ek kon alles met jou behandel het, maar dan gaan ek en jy die hele dag Bybelstudie doen. Nou gaan baie mense sê, "Frik, dit sal great wees," maar ander sê, "Ek het nie genoeg data nie, ek het nie genoeg dit nie, en ek raak moeg, en. Kan julle nie 1 uur waak nie?" Deuteronomium 4, vers 1 tot 2. Luister dan nou, Israel, na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen. Nou daai leer om te doen, dis die skaduwee wat vervul word in Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle. En as julle klaar gedoop het, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Nou daai leer is die insettinge en die verordeninge wat ek en jy moet doen. Kan jy sien die skaduwee en die vervulling? Sodat, hier kom dit nou, dat julle mag lewe en inkom in die land wat Jotawafai, die Almagtige, julle Elohim, aan julle vaders beloof het en aan julle sal gee en julle in besit sal neem. Wat moet ons doen? Ons moet gehoorsaam wees. Ons moet luister. Ons moet die mense so leer. Ons moet dit doen wat vir hom welbehaaglik is. Hoor wat sê hy verder? Hy sê, julle mag by hierdie woord, by die Torah, dit is wat ons leer, mag julle niks byvoeg nie, julle mag niks weglaat nie, sodat julle die gebooie van Jotawafai, die Almagtige, julle Elohim, mag onderhou wat ek julle beveel. Moenie daarvan afwyk nie. Josua 1 vers 8 en 9, moenie links of regs afwyk van hierdie wetboek nie. Bestudeer dit dag en nag, wandel nauwgesed daarin, sodat jy met goeie gevolg kan handel. Sodat jy mag lewe. Om te lewe beteken, ek kan ingaan in die beloofde land. Wat is die kwalifikasie? Bly by my. Moses kan jou net tot by die Jordaan neem. En Moses kan jou nie verder vat nie. Kom ek kyk jy gou in die oor. Sit gou die pen en die papier neer, kyk gou vir my. Moses kan jou net inbring tot en met die Jordaan. Nie aan die ander kant van die Jordaan nie. Hoekom nie? Hoekom nie? So wanneer ek praat oor Moses, as ek praat in die algemeen oor Moses, waarin dink jy? Jy dink aan die wet, jy dink aan die Torah, jy dink aan die instruksies, jy dink aan die gebooie, en jy dink aan die feeste, vir argumente en alwe. So Moses is eintlik sinoniem met die Torah. So, belangrike stelling nou, skryf neer, want baie mense verstaan nie vir my nie. Die Torah alleen sal jou nie in die beloofde land kan inneem nie. Sal nie. En dis hoekom Josua die volk verder geneem het in die beloofde land. Nou Josua se naambetekenis is presies dieselfde as Yeshua, die Messias, die gesalfde, ons verlosser en ons saligmaker. Die naambetekenis, die naamspelling is basies dieselfde. So die wet, die Torah bring jou tot voor die beloofde land. Maar iemand moet jou deurvat na die beloofde land. In ons geval is dit Yeshua.
deur sy genade, die prys wat hy betaal het. In hierdie geval is dit Josua, vanweë die aanvaarding van Yeshua Messia die gesalfde in jou lewe. Die erkenning, die prys wat hy vir my en vir jou betaal het aan 'n folterpaal vir ons redding, is hy eintlik die tipe Josua wat ons deurvat na die koninkryk van Elohim, na die beloofde land, wat nog moet kom, en ons leef nou in die laaste dae. Moses, synoniem aan die Torah, bring jou net voor die beloofde land. So, die Torah onderhouding is die instruksies van ons hemelse Vader, hoe om te leef op hierdie aarde om hom te behaag. Dit lei my in heiligmaking. Dit leer my om sy verordeninge te onderhou. Ons het dit nou gelees. Julle mag by hierdie woord wat ek julle beveel, niks byvoeg of wegneem nie, sodat julle die gebooie van Jotawafai, die Almagtige julle Elohim, kan onderhou, wat ek julle beveel, met ander woorde, 'n lewe van heiligmaking, 'n apart gestelde lewe. Dis hoekom ons die Torah onderhou. Maar die Torah vat my nie na die beloofde land toe nie. Yeshua neem my na die beloofde land toe, want deur sy wonde het ek die gawe van die ewige lewe, deur die bloed wat hy gestort het, en dis genade. Moses bring ons tot by die grens. Moses kan jou nie inneem nie. Die Torah wys sonde uit. Die Torah openbaar wie is Jotawafai, die Almagtige. Die Torah openbaar sy karakter, maar Yeshua bring jou in. Die geloof in hom is die sleutel tot die ewige lewe, want in hom en deur hom en tot hom het ek en jy die gawe van die ewige lewe. Meester Yeshua bring jou in. Soos Josua die skaduwee wat die volk inlei na die beloofde land. En dis hoekom Johannes 14 vers 6 so belangrik is, waar Yeshua sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Met ander woorde, ek is liefde, ek is lewe en ek is lig. Halleluja! Mense, Moses bring die volk tot by die Jordaan. Hy klim op die berg en hy kyk die beloofde land van 'n afstand. Hy bid, Va'et Chanaan, Vader sê vir hom, Josua gaan dit inneem. Moses sterf. Na die Nuwe Testament toe, as ek dit so kan uitdruk, is Yeshua op 'n berg en hy word verheerlik. Nou moet jy by my bly. Hy word verheerlik. Wie verskyn saam met Yeshua op daardie berg? Moses. Oomblik as ek sê Moses, waarin dink jy? Ek dink aan die Torah. Ek dink aan die wet. Ek dink aan die gebooie. Ek dink aan die verordeninge. Ek sien die tweede persoon is Elia. Ek wil nie nou oor Elia praat nie, ek wil oor Moses praat. Want hierdie Torah gedeelte gaan oor Moses het gesmeek en Yeshua het gesmeek en ek en jy smeek. En toe Yeshua verheerlik word op die berg van verheerliking, wie staan langs hom? Moses. Wat verteenwoordig Moses? Die Torah. So dis die finale bewys dat die Torah is nie afgeskaf nie. Hy bly vir ewig staan en dit word bevestig in Matteus hoofstuk 5 vanaf vers 17 tot en met 21. Dit word bevestig. Sy woord sal vir ewig bly staan. Met ander woorde, hier staan Yeshua en hier staan Moses. So Yeshua kom en hy sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. So Yeshua en die Torah is een. Moses verteenwoordig die Torah, Yeshua verteenwoordig Josua. Wie neem ons in die beloofde land? Yeshua. Wat sê Yeshua? As jy sê jy het my lief en jy bewaar nie my gebooie nie, dan is jy 'n leenaar, dan is die vader van die leuns jou vader en dis die duiwel. So die feit dat Moses by Yeshua staan beteken dat Yeshua en die Torah is een. Hy het ons kom leer wat dit is om te wandel in die Torah, om Jotawafai die Almagtige te behaag. En daarom het ek en jy die lewensinstruksies om sy karakter te ontdek. En dit is vir my belangrik. So die Torah gee nie vir jou die gawe van die ewige lewe nie. Hy bring jou tot voor die beloofde land. Wat my die gawe gee van die ewige lewe is Yeshua, Messia die gesalfde. Hy het vir my die prys betaal. Deur sy bloed is ek skoon gewas van my sonde en my ongeregtigheid. Die Torah staan nog steeds langs die Messias.
As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Openbaring 22 vers 14. Hy sê, en salig is julle wat my gebooie doen. Julle wat gehoorsaam is, julle wat nie afwyk van dit af nie. Julle sal toegang hê tot die boom van die lewe en julle sal ingang hê tot die nuwe stad Jerusalem. Vers 15. Maar buite is die honde, die ongelowiges, die dranksugtiges en. Ek wil nie daar wees nie. Die Torah is 'n pad van waarheid wat jy loop. Dis 'n pad wat ek kies om te loop. Mense, ek hoop julle is met my en ek hoop julle verstaan, want ek hoor as mense met my kontak maak, nee, Frik sê dat die Torah vat jou in die ewige lewe. Ek sê dit nooit. Weet jy hoekom wandel ek in die gebooie? En hoekom wandel ek in Vader se insettinge? Wat baie keer verstaan mense dit as die wet. Want hy het vir my gesterf. En ek wil wandel in sy weë. Ek wil nie my eie geregtigheid gaan skep en dink Vader moet daarmee tevrede wees nie. Ek kan nie so redeneer nie. Dan redeneer ek onskriftuurlik. Ek moet wandel in sy weë. Dis hoekom Deuteronomium 4 vir my so belangrik is. Hy sê, ouens, jy kan nie wegvat en byvoeg nie. En ek sien mense doen dit. Jy kan nie. Bly by die woord. Nou klim Moses op die berg. In die boek van Deuteronomium, hoofstuk 3. En Vader gee vir hom die opdrag. Hy sê, slaan jou oë op na al die windrigtings. Die noorde, die suide, die ooste en die weste. So, Moses kyk na die 4 windrigtings as 'n profetiese benadering. Want Moses was een van die profete gewees in die totale woord. So, dit beteken, as ek opkyk, dan beteken dit, ek neem waar met my oë. As ek na die 4 windrigtings kyk, dan kry ek insig oor wat gaan gebeur. Dis 'n profetiese woord. En daai wat gaan gebeur, is nie net van toepassing in Moses se tyd nie, dis van toepassing ook in ons tyd. Ons leef in die einde van die dae. Mense, hierdie is 'n eindtyd boodskap. So nou moet Moses opkyk in die 4 windrigtings, sodat hy geestelike insig kan kry, om te weet, wat gaan met my volk gebeur? Mense, ons is vandag ook sy volk. Almal van ons was op 'n stadium in Egipte. Almal van ons was vir 70 jaar in Babylon. Ons is uit vanweë genade. Hoeveel keer het jy nie gesmeek om te sê, Abba, haal my uit? Ons is nou hier. So Moses het nie net op daai stadium gefokus wat met sy volk gaan gebeur nie. Hy het gesien wat gaan gebeur. Hy het gesien die volk gaan betrokke raak met afgoderry. Hy het geweet die volk gaan betrokke raak met die gode van die nasies, en daar gaan ondertrouwerheid plaasvind, en daar gaan kulturele vermenging plaasvind. Hy het dit geweet, hy het dit gesien, hy het geestelike insig gekry aangaande dit. En Elohim het vir Moses insig gegee oor wat die volk gaan beleef wanneer hulle intrek in die beloofde land, noord, oos, suid en wes. Hy het dit geweet. En hy het hulle gewaarsku, vir hulle gesê, nou moet julle nie ondertrou nie, nou moet julle vasstaan, nou moet julle wandel in sy weë. Ek gaan nie saam met julle nie, maar ek wil julle waarsku. In die boek van Deuteronomium kan jy eintlik maar opsom as 'n boek om te sê, pas op, dat jy nie mislei word nie. En Israel is die senterpunt in die wêreld. En as jy in Israel staan, in terme van 'n Bybelse perspektief, moet die lig eintlik uit Israel skyn om die nasies te verlig. En dis hoekom ek en jy die opdrag gekry het om lig van die wêreld en sout van die aarde te wees. En ons moet dit wees. Hoe kry ek dit reg? Wandel in sy weë. En in hoofstuk 4 en hoofstuk 6 ervaar Moses wat gaan gebeur met sy volk. En hy weet, sy volk gaan betrokke raak met dit, met afgoderry, met beeldediens. En vandag in 2026 is ons nog steeds daar. En dis hoekom Moses verskyn saam met Yeshua op die berg van verheerliking, en Yeshua sê, ek is onafskeidbaar van my Torah. Gaan lees my Torah, gaan kyk na my lewensinstruksies, gaan kyk na die fondasie van hierdie woord, en bring jou lewe in lyn met my woord.
moenie daarvan afwyk nie. En baie mense dink Moses het net gekyk. Hy het nie net gekyk nie, hy het geestelike insig gekry. En hier begin die eindtyd visioen by Moses, wat hy met ons deel, wat in die boek Openbaring begin manifesteer. Dis 'n eindtyd visioen. En die boek Openbaring gaan uiteraard oor, jy moet 'n keuse maak. Of die merk, of nie die merk nie. Of die gebooie, of die wêreldgodsdiens. Of tradisie godsdiens, of jy keer terug na Vader se weë. Een van die twee. En Moses sien, van die noorde, die suide, en die ooste en die weste, sien hy die geestelike en die toekomstige verstrooiing wat gaan plaasvind onder sy volk. En waar is ons vandag? Ons is presies daar. Moses sien die afgoderry wat in die orde van die dag is. En as jy vandag gaan kyk na die moderne kerk, dan is dit Valentine, dis Kersfees, dis Easter, dis Halloween, dis al hierdie goeders wat die kerke ingebring het, en dis verstrooiing. Dis verstrooiing. En as gevolg van dit, is ons vandag waar ons is. En Moses sien die afgoderry, hy sien vir Babylon, hy sien vir Rome. Moses sien ook die terugkeer van die remnant, die afgesonderde. Hy sien die bruid, hy sien die koninkryk. En my gebed is dat ek en jy ook die koninkryk sal sien. In Deuteronomium, en ek het dit net nou gesê, is 'n boek wat vir jou sê, pas op. In die groot eindtyd waarskuwing waar ek en jy vandag staan, is om vir mekaar te sê, pas op vir afgoderry. Pas op na wie jy luister. Pas op. Die woord is baie duidelik, as jy hom gaan lees, in die boek van 1 Johannes hoofstuk 2. 1 Johannes hoofstuk 2. Antichriste. Ons leef in die laaste dae. Kinders, dis die laaste uur. En jy het gehoor dat daar die antichrist kom. Maar daar is nou reeds baie antichriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Wat doen die antichrist gees? Hy verloon die Vader en hy verloon die Seun. Hulle wat ontken dat Yeshua Messia die gesalfde is nie Elohim nie. En die woord is baie duidelik in die boek van Jesaja wat profeteer. Hy's wonderbaar. Hy's sterke God, ewige Vader, vredevors. Hy's Immanuel. Elohim met ons. In die begin was die woord en die woord was by Elohim en die woord was Elohim. Moses sê, pas op, ek sien dit. In die toekoms. Pas op vir afgoderry. Pas op vir ondertrouery. Wat jou sal wegneem van Elohim. Dit het gebeur by Baal Peor. Ondertrouery met Moab. Julle sal in afsondering moet leef en 'n lig moet wees vir die nasies. Dis wat julle gaan moet doen. Frik, wanneer gaan ons dit doen? Nou. Nie daai tyd nie, nou. Ons staan weer op die grens van die beloofde land. Israel, ek en jy, wat deel is van Israel, vanweë genade, vanweë die inenting in die makolyf, nie deur ons te doen nie. Ons kan nie hoogmoedig raak oor dit nie. Ons het 'n unieke kultuur wat behoort aan Jothy-Wafhy die Almagtige. Wees verskriklik versigtig vir geestelike verwarring. Pas op na wie jy luister. Want dis die roete wat lei na afgoderry en na die antichrist gees. Ons leef in die laaste dae. En wie wat besef ek toe ek hierdie gedeelte lees, is dat die volk was by Sinaï gewees. Hulle het nie die beeld van Elohim gesien nie. Hulle het gehoor, hulle het sy stem gehoor, hulle het die donderweer gehoor, hulle het die blitse gesien, die berg het gebewe, daar was rook uit die berg uit gewees. Almal het gebewe, almal het hierdie ervaring gehad, hulle het op hulle aangesigte geval, hulle het geskree, Moses, praat jy met Vader? Ons kan nie. Dus die basuin al harder en harder en harder, wat geblaas het, hulle het hulle ore toegedruk. Hulle het dit beleef. Daai klank, daai vibrasie, was tot in hulle murg ingewees. Nou wie wat baie keer gebeur? Baie keer het mense 'n soortgelyke ervaring wanneer daar 'n hemelse ontmoeting plaasvind in hulle lewens. Dit het gebeur 5 jaar gelede, 10 jaar gelede, 20 jaar gelede. Praat so 'n bietjie met mense, hulle gaan met jou daaroor praat. Dan gaan hulle sê, man, ek smag na die ervaring wat ek daai tyd gehad het. Ek het dit nog nooit weer ervaar nie. Hier is die probleem. Ons sal alles in ons vermoë doen om net weer daai ervaring te hê. Dis hoekom mense sukkel
om ontslae te raak van afhanklikheid, soos byvoorbeeld dwelms. Die dwelm is nie die probleem nie. Die ervaring van die dwelm is die probleem. So as jy 'n dwelm gebruik en jy kry hierdie ervaring, wat ek nie weet wat dit is nie, dan daai ervaring is vir mense, wow, dis wow. Nou gebruik hulle weer dwelms, maar daai volgende ervaring is nie so wow soos die eerste een nie. Nou gebruik hulle meer en meer en meer, en nou word die dosis al hoër en hoër en hoër, net om daai eerste ervaring te kan beleef. En nou raak jy gehoek, nou is jy verslaaf, en jy kan uiteraard oudie, jy kan tot sterwe kom. Dis presies wat hier gebeur het. Die volk het hierdie beleef en ervaar. En rukkie daarna doen hulle die teenoorgestelde by Baal Peor. En in Deuteronomium 4 vers 9, hoor gou wat sê die woord. En ek gaan nou my sin verder klaarmaak. Neem jou net in ag, Deuteronomium 4 vers 9. Neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede. Presies wat ek nou met jou gedeel het. Dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie. Mense, ons grootste probleem is ons vergeet. Ons vergeet die woord, ons vergeet die krag van die woord, ons vergeet die krag van sy Heilige Gees, ons vergeet die krag van bekering, ons vergeet die krag van 'n getuienis. Dat jy sal vergeet wat jy oë gesien het nie. Hoor mooi. En dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie. Dit wat jy gesien, dit wat jy beleef, dit wat jy ervaar het by Sinaï, gaan vertel dit aan jou kinders en jou kindskinders en maak dit aan hulle bekend, die woord wat jy lees en die ervaring wat jy kry in die woord, gaan deel dit met jou kinders en jou kleinkinders. Nou kom ek weer terug, want by Sinaï was daar vuur, daar was donder, weerlig, aardbewing, rook, stem, maar geen vorm van watter aard nie. En die volk wil dit weer beleef. En wat doen hulle? Hulle kom in geestelike verwarring en hulle bou 'n goue kalf. Ons kom vandag in geestelike verwarring en ons aanbid 'n Kersvader. En ons aanbid 'n Valentine. En ons aanbid hierdie mensgemaakte tradisie afgode wat Moses gesien het toe hy opgekyk het in die 4 windrigtings wat aan die einde van die dag sy volk gaan kontamineer. Presies wat die volk gedoen het voor die beloofde land. Ek hoop jy is met my. Pas op vir die geestelike verwarring. Hoekom geestelike verwarring? Want ons gaan die blame plaas op die ander nasies, want ons laat toe dat hierdie oosterse nasies se godsdienst inkom. Ons laat toe dat Egiptiese afgoderry in ons land inkom. Ons raak betrokke met kulturele vermenging in ons land. Die ondertrouery wat nie mag gebeur nie. En dit lei ons manne weg, dit lei ons vrouens weg vanaf die ware Elohim. Tydens die Sinaï ervaring was daar 'n stem. Daar was 'n stem. Natuurkragte, impulse, wat tot, ek sê dit weer, tot in die murg was. Moenie enige beeld maak van iets om dit te probeer naboots nie. En kort na Sinaï, goue kalf. Ek bedoel, die 70 manne stap op die berg. Jotywaf het die Almagtige gesê vir Moses, Moses, bring hy 70 manne. Bring vir Aaron, bring vir Josua, kom saam met my. Weet jy wie was deel van daai 70? Die 2 seuns van Aaron. Hulle was deel van daai 70. En 'n rukkie later wil hulle dieselfde ervaring hê. In die tabernakel, hulle soek daai selfde ervaring, daai selfde wow, en hulle gaan haal vreemde vure, en hulle bring daai vreemde vure in, vreemde afgoderry, vreemde gode, vreemde Kersfees, vreemde Valentine, vreemde Easter, vreemde Vadersdag, en Moedersdag, en Nuwejaarsdag, en al die klop twak, wat die kerke onderhou. Bring hulle in, vreemde vure, want hulle soek dieselfde ervaring. En wat gebeur met hulle? Die vuur maak hulle dood. Die heilige vuur maak hulle dood. Want die vuur was nie aangesteek deur 'n mens nie. Die vuur was aangesteek uit die hemel uit, vanweë die krag van Jotywaf uit die Almagtige. Mense, hoor gou vir my. Die duiwel, die vyand, Lucifer, verander nie sy metodes nie. Hy weet die mensdom wil met hulle oë sien. Hulle hou van die wonderwerke, hulle hou van die tekens, want sien is wragtig.
Die vyand weet dit. En hy verander nie sy tegniek nie, want elke keer kry hy my en jou gevang. En dis wat gaan gebeur. Die valse Christusse wat gaan opstaan, die valse profete, die verleiding, die wonderwerke wat gaan plaasvind in die hemelruim, die tekens. Mense, ons is tegnologies so vooruit. Met die druk van 'n knoppie en 'n paar knoppies kan die wêreld by wyse van drones en gepaardgaande tegnologiese masjinerie kan hulle 'n beeld in die hemel openbaar so groot soos die hele hemelruim en ons gaan dink, wow, dis Yeshua. Hy sê, pas op vir dit. Matteus 24, vers 24. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan in die laaste dae. En hulle sal groot tekens en wonders doen, en as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Ek het die woordjie uitverkorene gaan ondersoek. Wie wat beteken dit? Dit beteken, hulle wat gekies is, hulle word nou mislei. En omdat hulle mislei word, gaan hulle ander mense ook mislei. En dit gaan gepaard met vreemde vure. En wat sien ons vandag? Presies dit. So kom ons gaan lees, wat sê die woord in die boek van 2 Tessalonisense, hoofstuk 2, vers 9 tot 11. En hy, wie se koms is volgens die werking van Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leer. Die duiwel weet, hy gaan die mens vang met wonderwerke en tekens en allerhande verleiding. Vers 10. En met allerhande verleiding van ongeregtigheid, met ander woorde, die Torah is nie meer nodig nie. Heiligmaking is nie meer nodig nie. Ek kan leef en maak soos wat ek wil, want ek het my kerk en ek het my pastoor. En al wat ek moet doen is, ek moet net Sondagoggend terugkom op die eerste dag van die week, en ek moet net sê, ek is jammer oor my sondes. Ek gaan probeer om dit nie verder te doen nie, maar ek gaan regtig probeer. En om die, hoor mooi, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid beteken ongehoorsaamheid aan die gebooie en die instruksies en die verordeninge van Jotawafai die Almagtige. Ek gaan dit nou weer lees. En met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal Elohim hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Openbaring 13. Die wêreld gaan nie oorwin word deur ateïsme of deur evolusie of deur allerlei snaakse goed nie. Die wêreld gaan ons mislei met godsdiens. Dieselfde woord waarin ek die karakter van Jotawafai die Almagtige ontdek, gaan dieselfde woord gebruik word om hom in die grond in te druk. Dieselfde woord wat vir my sê dat Yeshua Messia die gesalfde is Elohim wat vlees geword het en hy het onder ons kom woon. Dieselfde woord gaan gebruik word om te sê, hy is net 'n mens. Hy is net 'n profeet. Hy is net die Messias. Hulle gaan ons deur godsdiens mislei. En die instrument gaan uiteraard bonatuurlike tekens wees, en Moses waarsku ons, want Moses het dit gesien. En wat ek en jy vandag moet doen, as 'n pragtige woord in die Torah, en is opgeteken in Deuteronomium, hoofstuk 6 vers 4, en dit is die Shema. Hoor o Israel, dat ons Elohim is die enigste Elohim. Daar is niemand buiten hom nie. Dit bring identiteit. Dit bring posisie. Shema beteken, Shema, nie Shama nie, Shema beteken meer as net om te hoor, as om te doen. Wie wat beteken Shema? Dit beteken, hoor die woord, verstaan die woord. Om die woord te verstaan, moet jy weet wat het is om die karakter van Jotawafai die Almagtige te ontdek. En om dit te ontdek, moet jy uiteraard die Torah verstaan. Verstaan hom. Wees dan gehoorsaam. En as jy gehoorsaam is, word dit. Leef dit. En gaan openbaar dit in 'n wêreld wat verdrink in duisternis en ongeregtigheid.
Want die wêreld sê, baie gode, maar die apartgestelde sê, Jotei-Wafei, die Almagtige, hy is een. Net een. In Johannes hoofstuk 17, bid Yeshua en hy sê, Vader, dankie dat ek een met u kan wees. So wil ek een wees met hulle. Een. Ek en my Vader is een. Johannes 15, ek en my Vader is een. Ons is een. En nou raak bruidskap nie net 'n geloof nie, maar bruidskap word nou eenheid. Bruidskap word nou verbond. Bruidskap word nou identiteit. En as ons gaan kyk in 2026, dan leef ons eintlik in 'n voorbereidingstydperk van die koninkryk. Met ander woorde, die ewige lewe. Dit is die beloofde land. Ons is nou hier. Ons staan op die grens saam met Moses. Moses bid. Hy sê, ek smeek u dat ek kan deurgaan. Abba sê vir hom, jy kan nie. Jy kan nie. En Josua vat die volk deur. En die boek van Deuteronomium is 'n voorbereidingsboek vir dit. Want jy sien mense, die wêreld jaag tekens. Die wêreld jaag ervarings. Wat ek nou verduidelik het in terme van dwelm. Die wêreld jaag ervarings. Die wêreld jaag manifestasies. Maar die bruid jaag geloof en gehoorsaamheid en verbond. Dis wat ons jaag. Dit bring 'n opgewondenheid by ons. En 'n groot waarheid wat ek vandag met jou wil deel. Ons word nie gered omdat ons die Torah onderhou nie. Ons onderhou die Torah omdat ons gered is vanweë die volmaakte werk van Yeshua Messia, die gesalfde op Golgotha. Ons volg nie Yeshua om hemel toe te gaan nie. Ons volg hom omdat hy reeds die weg oopgemaak het om hom te volg. Hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Mense, ek hoop dit slaan vas by jou. Moet nooit weer sê, Frik sê, as jy die Torah, as jy wetties raak, gaan jy die ewige lewe bereik nie. Ek het dit nog nooit gesê nie. Die vraag vanoggend is nie, glo jy nie. Die vraag is, shema jy. Want die duiwels glo ook. Shema jy. Word jy die woord? Leef jy die woord? Praat jy die woord? Draai jy die woord uit? Openbaar jy sy karakter wanneer jy op hierdie aarde wandel? Shema is nie net 'n gebed nie. Shema is 'n leefwyse. En dis waarin ek en jy moet wandel. Wa'et Ganan beteken. En ek het om genade gesmeek. My gebed vandag vir elke persoon wat ingeskakel is dat ons genade sal ontvang van ons hemelse Vader, van wie ons tekortkominge, van wie ons beperkte perspektief rondom die woord, van wie die potensiaal wat hy in ons kom deponeer het, wat ons nog nie ontgin het nie, dat hy met ons genadig sal wees. Wa'et Ganan. Abba, wees ons genadig. Ek smeek u. Dit beteken dat Moses, toe hy gesmeek het, het nie staat gemaak op sy eie geregtigheid nie. Hy het genade geroep. En dis presies wat Yeshua vir my en vir jou kom openbaar het. Hy het vir ons kom genade gee. Hy het ons die gawe kom gee van die ewige lewe. Mense, ek herhaal myself, niemand kan die koninkryk binnegaan op grond van eie verdienste, op grond van eie geregtigheid nie. Niemand nie. Niemand nie. Almal kan daar inkom vanweë die genade wat in ons geopenbaar is. In Yeshua bewerkstellig deur Jotei-Wafei, die Almagtige, ons Elohim. Moses het gesmeek. Wa'et Ganan. Die Torah bring jou tot by die grens. Meester Yeshua neem jou in, soos die skaduwee van Josua. Intussen waarsku Moses ons, vir my en vir jou, wat ingeskakel is vandag, dat die eindtyd bruid, nie deur tekens, nie deur vermenging, nie deur afgoderry, nie deur woorde, deur gees, deur brief, enigstens mislei kan word nie. Want ons staan, Shema, in die verbond. Ons staan in verbond met die Skepper God van die hemel en die aarde. En ons sal gehoorsaam wees, en ons sal soos Josua sê, ek en my huis, ons sal hom dien. Gaan dien julle maar die gode, wat die ander nasies dien. Maar ons gaan hom dien.
Ons gaan die waarheid soek. En die waarheid is Yeshua Messia, die gesalfde, want hy is die weg en die waarheid en die lewe. En dis 'n tema wat reg deur die woord loop. Moses smeek, Va'et Chanaan. Hy sê, kan ek net asseblief die beloofde land sien? Jotawaf die Almagtige sê vir hom, nee. Yeshua Messia, die gesalfde, smeek in die tuin van Getsemane, laat hy die beker by my verbygaan. Hy sê nee, my besluit is vas. Ons roep vandag Openbaring 22 vers 17, hoor gemooi. En die Gees en die bruid sê, kom! Openbaring 22 vers 20. Ja, ek kom gou. Halleluja. Halleluja. So mense, van Genesis tot Openbaring hoor ons vandag dieselfde roepstem. Va'et Chanaan. Mense wat verlang om die vervulling van Jotawaf, die Almagtige, te geniet en om in sy beloftes te wandel, sodat ons in Yeshua, in hom, deur hom en tot hom, het ek en jy die gawe van die ewige lewe. Wow. Baie dankie. Halleluja. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Abba, dankie vir u woord. U woord wat die geheimenisse van u karakter ontrafel vir ons as u volk. As ek so deur die woord lees en ek verstaan die woord op my klein perspektief, dan besef ek die grootheid en die almag van wie u is. Dankie dat u ons Elohim is. Dankie dat wanneer die wind waai, dat u nie omval soos 'n beeld wat omval nie, maar die staan vir ewig. U is vir ewig. En dankie vandag dat ons voor u aangesig kan staan. En ons roep uit, soos wat Moses uitgeroep het. Va'et Chanaan. Ons smeek u om ons genadig te wees van wie ons tekortkominge, van wie ons swak skakels, van wie ons eie geregtigheid, van wie ons dysfunksionaliteit wanneer dit kom by die woord. Help ons asseblief, Abba. Lei ons in die spore van geregtigheid en rig ons op u weë en dat ons u pad, u weë nooit sal verlaat nie. En ek bid vandag in die naam van Yeshua Messia, die gesalfde, dat ons in ons posisie sal inkom waartoe u ons geroep het. U woord sê in 1 Petrus 2 vers 9, julle is 'n koninklike priesterdom. Vader, dat ons daarin sal wandel. U woord sê ons is 'n eiendom vir u. En dat ons nou op ons hoede sal wees om nie te vergeet wie is u en wat is ons posisie in u nie. Dat ons harte nie sal afwyk van die gebooie en die insettinge en die verordeninge nie. En dat ons sal lewe tot eer van u naam. U woord sê dat Yeshua het gekom sodat ons kan lewe en die oorvloed daarvan geniet. Maar ons mis dit. Vanweë ons dysfunksionaliteit, vanweë ons beperkte perspektief aangaande u. Ons mis die lewe, want ons word mislei en ons word verlei. Help ons tot die waarheid en dat elke persoon wat vandag ingeskakel is, Vader, dat ons weer sal terugkeer na die waarheid en die waarheid sal lief hê. En dat ons hierdie waarheid sal bekend maak aan ons kinders en ons kindskinders. Maar dis my gebed. Dis my roepe vandag. En ek bid dit in die wonderbare naam van Yeshua, Messia, die gesalfde, die bruidegom, ons verlosser, ons saligmaker. En ek dank u daarvoor en my gees roep uit, halleluja, halleluja, prys sy naam. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was vandag, saam met my in hierdie Bybelstudie, Va'et Chanaan, wat beteken, en ek het gesmeek. Dankie dat u oorneig na die hulpgeroep van u volk. Ons eer u daarvoor. Mense, nou wil ek jou seën, en dat jy by die pragtige Shabbat sal gaan in Vader se vrede, en dat sy goedheid en sy guns jou porsie sal wees, wat jy vandag sal beleef en ervaar. Kom, ek seën jou. Hemelse Vader, ek seën vandag u volk ooreenkomstig u woord, opgeteken in Numeri hoofstuk 6, vers 24. Maar ek seën hierdie volk vandag, dat u aangesig oor hulle sal skyn,
en in hulle die vrede sal gee wat hierdie wêreld nie kan gee nie. Maar dat u aangesig oor hulle verhef sal word en hulle genadig sal wees, soos wat Moses geroep het, soos wat Yeshua geroep het. En wanneer ons roep, kom bruidegom, kom, dat u sal sê, ja, ek kom. Wees ons genadig. Vader, dis ons gebed, dis ons seënbede vir elke persoon, elke man, elke vrou, elke seun, elke dogter, in die naam van Yeshua. Halleluja. Mense, baie, baie dankie. Van my kant, Frik Weideman, Shabbat Shalom. Hey, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, vrede, vreugde, lig en hoop. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, tot volgende Shabbat weer.